Hallo almal, welkom by Mathematics se video. Vandag gaan ons finansiële wiskunde part 1 doen. Wat gaan ons alles behandel? Ons gaan behandel met BTW en wisselkoers. BTW. BTW is belasting op toegevoegde waarde. BTW is 15%. As BTW uitgesluit is dit 115 bo-oor 100. En as dit ingesluit is dit 100 bo-oor 115. Voorbeeld 1. Jy koop 'n nuwe laptop vir 2500 belasting uitgesluit. Bereken die bedrag as BTW bygevoeg word. So wat hierso belangrik is die R2500 belasting uitgesluit. En omdat dit uitgesluit is, gaan 115 bo 100 wees. Soos die 115 op 100 maal 2500 maal 1, dan kry jy jou antwoord as die 287.500 bo oor 100. Dan deel jy hulle met mekaar, dan kry jy die antwoord. Ok, om hierdie 115 bo oor 100 beter te onthou, het ek die gedoen. Uitsluitend. Sien jy hierdie U hierso? Dis 'n U. Die U pas perfek met hierdie 115 in. Sien jy hierso is die U. So as dit uitsluitend is, kom die U bo basically wat 115 bo oor 100 is. Voorbeeld 2. 'n ou TV kos R500 BTW ingesluit. Bereken die bedrag van die TV sonder BTW. Wat belangrik is hierdie R500 BTW ingesluit. En as dit ingesluit is, kom die 100 bo. So 100 bo oor 115 maal 500 op 1. Dan maal jy hulle met mekaar. 100 maal 500 is 50.000. Ja, is 50.000. En 115 maal 1 bly 115. Dan kry jy dan hierdie groot antwoord. Jy hoef dit nie neer te skryf nie. Jy hoef nie, maar jy kan as jy wil, maar jy hoef nie. Omdat ons met rande werk, gaan ons om tot die 2 desimale sit. Hierdie sente eintlik. Die is eintlik die sente. Jy werk met rand, so dan moet 2 getalle na jou komma wees. So hierso. 2 getalle, 7, 8. Maar nou kyk jy na die 2. Ek gaan so maak. 5 en 'n 5. As hy onder 5 is, hierdie 2, bly hierdie antwoord, dan bly hy dieselfde. Maar as dit 5 is, of hoër as 5 is, dan gaan die antwoord groter word, dan gaan hy na 'n 9 toe verander. Maar omdat dit 'n 2 is, en dit is onder 5, gaan die 8 'n 8 bly, dan is jou finale antwoord hierdie. En dan ook hierso, insluitend, hierso is 'n U. En hierdie U pas perfek met hierdie 1. So nou weet jy, as dit insluitend is, die U is die 100 bo. Wisselkoers. Dit word gebruik as jy wil uitvind hoeveel iets sal kos in 'n ander geldeenheid. Voorbeeld 1. Jy wil 'n fiets online koop wat uit Amerika bestel gaan word. As $1 R8 is, hoeveel sal dit in rand wees as die fiets $41 kos? So wat hier belangrik is die $1 is R8 en $41. Die geldeenheid wat jy as jou finale antwoord wil hê, kom bo. Soos wat jy hier kan sien. Dis die R8 wat bo is. En hoekom is die R8 bo? Want kyk hierso. Hulle sê in rand. Jou finale antwoord wil jy graag hê
in rand. Want hoor hierso, hoeveel sal dit in rand wees? En hierso is die rand 8. Dis 8 rand. So 8 kom bo en die dollar kom onder. Dan sê jy, maal $41 op 1. Dan maal jy hulle met mekaar, dan kry jy die antwoord. 328 op 1. Dan deel jy met hulle met mekaar, dan bly die antwoord 328 rand. Sien jy, rand, jy wil dit in rand hê. So die geldeenheid wat jy as jou finale antwoord wil hê, kom bo. 'n Besigheid in Duitsland voer nuwe gereedskap uit na jou besigheid in Suid-Afrika. As rand tot euro wisselkoers 12 tot 1 is en die gereedskap kos R5000, wat sal die besigheid in euros betaal vir die gereedskap? Wat belangrik hier is die rand tot euro 12 tot 1 en R5000. Onthou, die geldeenheid wat jy as jou finale antwoord wil hê, kom bo. Jy wil graag dit in euros hê, soos hierso, euros. Maar 12 tot 1, wat se een is euros? Dan kyk jy hierso. Rand is eerste, so hierdie 12 is rand. En euro is tweede, so hierdie 1 is euro. Soos wat jy kan sien. En jy wil dit graag in euro hê. So die euro, hierdie 1, kom bo. En dan die rand kom onder. Maal 5000 op 1. Dan maal jy hulle met mekaar, dan kry jy 5000 op 12, deel hulle met mekaar, dan kry jy jou finale antwoord as 416,67 euros. Nou kom ons by die gekombineerde vraag. So julle kan hierso pause en die antwoorde probeer self uitfigure. Vraag 1. Gegee dat 1 Suid-Afrikaanse rand is gelyk aan 13,95204 pond. So wat hierso basically staan is 1 rand is gelyk aan 13,95 pond. Soos die. En ek weet hierso so 'n lang getal 95204, maar onthou, as jy met geld werk, vat jy die eerste 2 getalle na jou komma. Dan sien jy hierdie 2. Hierdie 2 is onder 5. So hierdie 5 gaan 'n 5 bly, soos wat jy hierso kan sien. 'n Hardeware winkel voer 153,472,44 pond se kettinge in. Bereken die koste van die kettinge in rand. Onthou, die geldeenheid wat jy wil graag hê as jou finale antwoord moet bo kom. En die geldeenheid wat jy as jou finale antwoord wil hê is rand. So rand kom bo, hierdie 1. So dan sit 1 op 13,95, soos wat jy hierso kan sien, maal hierdie groot bedrag hierso, sit hom op 1, dan sê jy is gelyk aan hierdie lang antwoord, gedeel deur met mekaar, dan kry jy die as jou finale antwoord. Vraag 2. Jou broer koop 'n radio vir R150 BTW uitgesluit. Hoeveel sal hy in totaal betaal vir die radio as BTW ingesluit is? Onthou hierdie U sê vir jou dat 115 bo kom. Dan sê jy 115 op 100 maal 150 op 1, hierso kry ek by 150, maal hulle met mekaar, dan kry jy die as jou antwoord hierso, en dan jou finale antwoord is hierdie ene, R172,50.